Goeiemôre en welkom by my derde podcast van hoe ek dit sien. Ek gesels sommer oor goeders wat oor my pad gekom het die afgelope week, wat vir my interessant was, waaroor ek wil gesels. So ek praat nie oor al die nuus nie, ek praat maar net oor goeders wat vir my interessant is. Die eerste ding waaroor ek wil gesels was plaaslike nuus. Ek weet dit is meer as 'n week oud. Dit gaan oor die seun in Brakpan wat 'n 12-jarige seun wat onwettig, klink my sy ouers se kar gevat het. Ek weet nie, dit klink asof dit sy ouers se kar is, en bestuur het min of meer 800 meter ver, en toe 'n 14-jarige seun doodgery het. Ek dink almal weet van die saak, of meeste mense wat Afrikaanse nuus volg sal weet van dit. Blykbaar is die seun in hegtenis geneem, maar hy is vrygelaat in sy ouers se toesig, en daar kom 'n volgende hofsaak voor die 28 Augustus blykbaar. Waaroor ek wil gesels net vinnig is die feit dat 'n 12-jarige seun dit gedoen het. Baie keer begin sulke goeters met of toegelate gedrag deur sy ouers. Ek weet nie, niemand weet op hierdie stadium wat die omstandighede was nie. Dit was 'n 12-jarige seun, dit weet ons. Of sy ouers toegelaat het dat hy met die kar mag ry, dit weet ons nie. Dalk het hy die kar gevat sonder die toestemming van sy ouers. Dit sal seker in die hofsaak uitkom. As sy ouers geweet het daarvan, as hulle dit toegelaat het, dink ek moet hulle ook verantwoordbaar gehou word. As die seun dit gedoen het in rebellie of in stoutigheid, in weersin teen sy ouers, dan moet daai seun verantwoordelik gehou word. Hy het die dood van 'n ander kind veroorsaak. Die ander gesin sal nooit weer die geleentheid hê om hulle kind by hulle te hê nie. So ek dink, as hy groot genoeg was en oud genoeg om 'n besluit te maak om die kar te vat en te gaan ry, dan moet hy ook verantwoordbaar genoeg gehou word om die gevolge van sy aksies te dra. Ek wil nie sê noodwendig dat die kind 'n tronk toe moet gaan nie, of saam met volwassenes toegesluit word nie, maar daar moet gevolge wees. As wet en orde in Suid-Afrika nie gehandhaaf word nie, dan dan neem mense dit nie ernstig op nie. Daarby saam wil ek praat oor ouers wat hulle kinders se gedrag van kleins af goed praat en oulik maak, wanneer dit nie so oulik is nie. Ek sien baie video's op YouTube en op Facebook van mense wat hulle 3 of 4-jarige kinders afneem, terwyl die kinders of stouterig is, of verskriklik vloek of so. Jy doen jou kind nie 'n guns nie. Jou kind leer dat slegte gedrag word beloon. Vloekgedrag, skeldtaal, wat ook al. En jy dink is baie oulik, en jy sê dit op Facebook of op YouTube, en die mense lag vir 'n maand daaroor. En dan daarna, dan dink jou kind, dis hoe ek aandag moet kry. Dis hoe die mense van my gaan hou. Wanneer ek swak gedrag openbaar, vloektaal openbaar. Ek dink nie dis goeie ouerskap nie. Ek dink mense moet 2 keer dink, voordat hulle sulke video's op die internet sit. Jou kind is oulik net vir 'n jaar of 2. Daarna dink mense nie meer dis oulik nie. Dan gaan hulle terug skool toe, en onderwysers moet sukkel met kinders wat vloek, wat swak gedrag openbaar. Ek dink regtig ouers moet 2 keer dink daaroor. Die gevolge later kan baie erger wees as wat jy voorgehoop het. Op internasionale front praat almal natuurlik oor die oorlog wat woed tussen Israel en Iran. Israel het Iran aangeval, meestal hulle fasiliteite aangeval, weermag personeel aangeval. En so 3 of 4 dae terug het Amerika ook betrokke geraak en hulle het 3 van Iran se groot kernfasiliteite aangeval.
En volgens hulle is dit verwoes, byna heeltemal verwoes. Iran het natuurlik daarna wraak gesweer, 'n paar uitlatings gemaak soos dat hulle minstens 50.000 van Amerika se weermagpersoneel sal elimineer. Dit laat mens bietjie dink aan Amerika se verlede rondom oorloë. As jy dink aan Vietnam, aan die Irak aanvalle na 9/11. Ek wil nie sê wat reg is of wat verkeerd is nie, ek weet heeltemal te min. Maar ek weet nie of Amerika so 'n goeie geskiedenis het as dit kom by ander lande aanval nie. Ek wonder altyd oor goed gewapende lande soos Amerika wat arsenale van wapens en ammunisie het wat sekerlik begin oorloop. Of daar dalk iets agter dit is dat hulle oorloë wil begin. Ek dink ek sal saamstem met die algemene tendens dat dit nie 'n goeie ding is dat Iran kernwapens het nie. Ek dink nie enigiets goed kan van dit kom nie. Maar ek weet ook nie of Amerika werklik waar die regte ding gedoen het nie. Ek dink tyd sal leer. Daar is baie idees van Iran en hulle terreurgroepe wat sogenaamde sleeper cells het in Amerika en wat aanvalle kan loods van binne af. So ons sal sien of dit 'n goeie besluit was van Amerika om Iran aan te val. Iran het logies gesproke 'n rede tot weerwraak. So ons sal sien hoe hierdie hele ding draai. Op die oomblik het Amerika aangekondig dat daar 'n skietstilstand is tussen Israel en Iran. Ek dink nie sover enigiemand weet nie, het Amerika enige planne om nog aanvalle te loods nie. Maar ek dink dat die skietstilstand is waarskynlik 'n goeie ding en dit is wat op die oomblik heers, is die nuus dat daar skietstilstand is. Wat sosiale media nuus betref, is daar 'n geval van 'n Suid-Afrikaanse meisie genaamd Ashley Oosthuizen. Sy is in 2020 in Thailand in hegtenis geneem. Nou sy het na Thailand toe gegaan om te gaan onderwys gee as ek reg is. In die tussentyd het sy werk gevind daarso. Die storie is volgens beriggewing dat Ashley by die plek waar sy gewerk het 'n pakkie in ontvangs geneem het. Die pakkie het dwelms besit. Dit was nie aan haar geadresseer nie. Sy het dit slegs ontvang by haar werkplek en toe is sy gearresteer vir dwelmhandel of besit van dwelmmiddels. Aanvanklik is sy tot die doodstraf gevonnis. Daarna het haar straf afgekom na lewenslange tronkstraf. Toe is dit afgebring na 33 jaar toe. En dis op die oomblik is dit afgebring na 13 jaar tronkstraf toe. Nou hoekom ek praat daaroor as 'n sosiale media punt is, haar ma is baie aktief op sosiale media. Haar ma het half semi-permanent Thailand toe getrek om nader aan haar dogter te wees en haar dogter te help te ondersteun, te gaan besoek so gereeld as wat sy kan. Ek dink sy het amper 'n daaglikse podcast waar sy gesels oor haar dogter, oor die briewe wat haar dogter vir haar skryf. Maar natuurlik uit Suid-Afrika se regeringsoogpunt was daar nog geen hulp waarvan ek bewus is nie. En so, ja, gaan kyk gerus na A Voice for Ashley. Dit is die ma se daaglikse podcast. Ek sien dit op Facebook, jy kan maar gerus gaan volg. En as 'n mens enigstens die ma kan ondersteun op watter manier ook al, dink ek is dit 'n goeie ding. So ek wil net hierdie geleentheid gebruik om haar pleidooi te help sirkuleer.
Ek dink wanneer daar kriminele oortredings is en Ashley hou vol dat sy nie betrokke was nie. Maar die straf moet altyd die oortreding in ag neem. En ek dink nie dit word gedoen op die oomblik nie. Ek weet te min van die reg af en ek weet te min van Suid-Afrika se bande met Thailand om regtig kommentaar te lewer. Al wat ek graag sou wil sê is dat 'n mens vir Ashley en haar ma ondersteun en te hoop en te bid dat Ashley so gou as moontlik terugkom Suid-Afrika toe, dat sy kan huis toe kom. Wat die media betref, wil ek hierdie week gesels oor Fiesta, die TV-reeks op Kyknet. Hulle het hierdie week gesels oor die Tankwa Dromefees. Ek hou daarvan om Fiesta te kyk, om te kyk na al die feeste wat ek nog graag wil bywoon eendag. Dis 'n fees wat min of meer in die Tankwa Karoo, noem hulle dit, plaasvind. Dit lyk na 'n heel iets besonders en uniek. Dit vind plaas so in 'n tipe van 'n vallei in die dorre Karoo. Daar's 'n paar Afrikaanse kunstenaars wat daar deelneem of sing. En dit lyk na baie braai en kuier, baie bier waarskynlik. Dis iets wat weg is van al die geraas en dis nie 'n verskriklike groot fees nie. Dit lyk regtig na iets interessant as jy daai episode kan kyk en jy stel belang in Afrikaanse feeste. Ek dink dis nogals iets uniek en besonders. Wat sport betref, begin ons by rugby. Die Britse en Ierse leeu's het hulle toer afgeskop deur 'n wedstryd te speel in Dublin teen Argentinië. Argentinië het gewen 28-24. Hulle was baie goed gewees. Die Britse en Ierse leeu's was nie sleg gewees nie, maar 'n mens kan ook net soveel verwag vir die eerste wedstryd wat 'n span saam speel. Ek sien nogals uit na die res van die toer. Hulle toer hierdie jaar na Australië toe. Die eerste 5 wedstryde gaan teen provinsiale Australiese spanne wees. Die Force, die Reds, Waratahs, Brumbies en dan teen 'n Nieu-Seeland en Australiese uitnodigingsspan. En eers op 19 Julie speel hulle die eerste toets teen Australië. Ek voorspel dat die Britse leeu's al 3 die toetse teen Australië gaan wen. Australië sukkel nog om reg te kom en ek dink die Britse leeu's veral met 'n Ierse kern gaan baie goed wees. Wat die Springbok rugby betref, wat nou ook hierdie naweek in seker in alle erns afskop, sal ek net sê ek is bietjie bekommerd oor die ligte wedstryde wat ons speel. Ons speel teen Italië en Georgië eerste. Dis nou buite die Barbarian wedstryd wat hierdie naweek voorlê. Die Barbarian wedstryd glo ek sal ons baie goed wen. Ek dink nie daar's enige twyfel daaroor nie. Ons behoort baie goeie rugby te speel. Die Barbarians gaan basies maar om skouspelagtige rugby te speel. Dis maar waar kenmerkend van hulle. Maar Suid-Afrika rassie sal definitief begin om so gou as moontlik dinge agter mekaar te probeer kry en goeie rugby te speel. So daai wedstryd teen die Barbarians is hierdie eerskomende naweek Saterdag, ek dink 5:00 in Kaapstad. Die ander sporthoogtepunt vir my hierdie afgelope naweek was die tennis. Natuurlik is daar 2 groot toernooie wat gespeel word op gras in voorbereiding vir Wimbledon. Dit is die toernooi in Queens in Londen en dan in Duitsland is in Halle. In Queens het Carlos Alcaraz gewen teen Lehečka 7-5, 6-7 en 7-2. Carlos Alcaraz is regtig saam met Sinner die 2 beste spelers in die wêreld op die oomblik. Lehečka is ook 'n nuwe jongerige speler wat goed gedoen het om tot in die finaal te kom, so mense kan hom dophou. Die speler oor wie ek die mees opgewonde is, wat het die toernooi in Halle gewen. Bublik is sy van, hy het vir Medvedev geklop, 6-3, 7-6. Hy is bietjie
onortodokse speler. Hy's nie so ernstig soos baie van die ander spelers nie en ek hou daarvan om hom te sien speel. Hy maak die wedstryd 'n bietjie interessant en ek dink hy's 'n baie goeie buiteperd om dop te hou. Ek dink hy sal naby aan die kwart eindrondes kom in Wimbledon. Wimbledon begin ook eers komende naweek, so dis daarom ietsie om ook na uit te sien. Die top 3 hierdie week is gedigte. Dit is 3 gedigte wat deur die jare vir my baie beteken het en 'n indruk op my gelaat het. Dis nie my eie gedigte nie. En ek lees vir julle die titels en die auteurs van die gedigte. En onder in die beskrywing gaan ek ook die links los waar jy op YouTube kan gaan luister en kyk waar mense die gedigte voordra. Miskien beteken dit vir jou ook nogals baie. In geen spesifieke volgorde nie. Die eerste een is 'n gedig getiteld To the Virgins to Make Much of Time deur Robert Herrick. Die van julle wat The Dead Poets Society gekyk het en geniet het, jy sal onthou in een van die begin gedeeltes van die fliek is dit wat Robin Williams quoteer. Is iets soos Gather ye rosebuds while ye may, old time is still a-flying, and this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Dis 'n reël uit daai gedig. 'n ander gedig wat 'n ongelooflike indruk op my gemaak het is van Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night. En dan die laaste een is Stop All the Clocks van W.H. Auden. Soos ek gesê het, ek gee die links in die beskrywing, gaan kyk gerus daarna, dis regtig besonders. Hierdie week se insetsel van Dit krap aan my, gaan oor jou president, Cyril Ramaphosa, wat te kenne gegee het dat die oorlog tussen Israel en Iran die olieprys gaan beïnvloed. Nou, hy was uit die aard van die saak heeltemal verkeerd, die van julle wat die nuus volg en die olieprys volg, maar dit is nie dat hy verkeerd was, wat my pla nie. Dis die feit dat die president baie vinnig is om die verhoogde petrolprys voor te stel. Want ons almal weet dat die prys kan opgaan, maar wanneer die olieprys afkom, gaan die petrolprys nie noodwendig af nie, of nie soveel af nie. En dis maar net nog 'n manier wat ons regering wil sorg dat daar meer geld in hulle sakke kom. En dit krap aan my. In die insetsel oor my eie skryfwerk wil ek net vinnig gesels oor hierdie boek, Clans and Kings, Book 1, The Awakening, deur J.H. Redbeard. Dis my skuilnaam, hy's nie meer soveel verskuild na hierdie insetsel nie, maar wanneer ek Engelse fiksie skryf ek onder J.H. Redbeard. Hierdie is 'n 500 plus bladsy boek. Daar is in die eerste boek is daar so oor die 60 karakters. Dis 'n fantasie avontuur boek. Dit was my heel eerste skryfwerk basies wat ek gedoen het en voltooi het as 'n boek. En dit is, soos ek gesê, dis fantasie avontuur. Ek is ook besig om 'n kaart, 'n lands of 'n wêreldkaart te ontwikkel wat saam met die boek gaan. Agterin is daar al die karakters en beskrywings van die karakters, wat 'n clans hulle deel van is. Daar's ook 'n woordelys vir woorde wat nie noodwendig in die Engelse taal is nie. Ek is nogals baie trots daarop. Dit is my doelwit om so 'n boek te skryf. Ek is besig met die opvolg hiervan. Ek gaan net 'n paar lyntjies lees uit die inleiding. Is it possible? Wasn't it just another bedtime tale?
Oosterwal whispered to himself, staring into the overwhelming darkness. The pink hue blended into a rich silky blue, faded into the darkest night imaginable, and never ceased to stir his soul, almost like something ancient was trying to wake him from a deep slumber. Yet that uttermost blackness was merely a canvas to the clearest, most sparkling array of stars in the dark night sky, anchored by the two moons, the smaller one a crescent and the other visibly larger, almost at its full lunar brightness, ushering in the age of the antelope, as the elders said. So, dis my boek, Clans and Kings, The Awakening, boek 1, wat beskikbaar is. As jy enigstens belangstel in hierdie tipe leesstof, kontak my gerus. Dan, om mee af te sluit op 'n persoonlike noot, met my oefening gaan dit baie goed. Op die treadmill, op die curve treadmill, wat 'n selfgedrewe treadmill is my doelwit om hierdie week 4.3 kilos te hardloop in 20 minute, so stadig maar seker is ek besig om lekker fiks te raak en soepel. Ek is baie opgewonde daaroor om aan die einde van die jaar aan die meesters atletiek te begin deelneem, enigiets van die 400 meter tot die 5000 meter, ek is baie opgewonde daaroor, en dan ek is ook amper gereed met my, of klaar met my voorbereiding vir my eerste podcast, wat bietjie sal gaan oor meer godsdienstige temas. Die eerste podcast sal hierdie week opgeneem word, ek is baie opgewonde daaroor. Dit sal getitel wees, wat die Bybel sê. En dan gaan ek net gesels oor spesifieke temas. Dit sal redelike kort video's wees, waar ek gesels oor een-op-een temas, kort temas, en spesifiek wat sê die Bybel oor 'n spesifieke tema. So kyk asseblief uit daarvoor. En dis al van my kant af. Baie dankie dat jy ingeskakel het. As jy gekyk het, baie dankie, ek waardeer dit. Onthou asseblief om te subscribe en te like. Dis alles maar deel van my poging om my podcast en my skryfwerk te adverteer en op te bou, sodat ek eventueel 'n lewe daaruit kan maak. Baie dankie dat julle gekyk het en ek hoop regtig julle sal volgende week weer kyk. Elke week hoop ek raak bietjie beter.